Goeiemôre radioluisteraars. Dit is my weer eens 'n voorreg vanoggend om vir jou die woord van die Here te bring en ek is so dankbaar dat ek ietsie vir jou kan vertel wat die Here in my hart gelê het, want ek weet die boodskap is nooit net altyd vir myself nie, maar ook vir soveel ander wat ek moet hoor en daardeur 'n raad gegee moet word, dalk gedigtig moet word, verander moet word, want ek weet elke keer as ons in die teenwoordigheid van God ingaan, sal ons anders uitkom. So kom ons bid saam. Abba Vader, liefdevolle Vader, dankie dat ons vanoggend hier as die kinders kan sit. Here, soos wat die woord sê, U leer ons daardeur, U lei ons daardeur. En Here, so kom ons met 'n ontvanklike hart. Ja, Here, dis nie altyd maklik om U woord te hoor nie, maar ons vra dat U in ons hart sal werk. Here, dat dit sal wees soos wat die woord sê, as ons vandag U stem hoor, dat ons nie ons hart sal verhard nie. Here, maar dat ons die kans sal vat, wat U vir ons gee, om ons te verander, wat U vir ons gee om ons te snoei. Heilige Gees, beweeg asseblief deur ons, en Here, help U ons om reg te bid, kom antwoord vanoggend asseblief gebede, wat vir jare nie geantwoord is nie. In Jesus naam vra ek dit. Amen. Wat die Heilige Gees met my besig was gister, ek het laas vir julle gesê, ek gaan bedien oor die lied van Moses en die lied van die lam. Wat die Heilige Gees met my besig was, eintlik al 'n hele ruk, dit was nadat ons gegaan het om te bid vir die reën dag uitgesit het, aand uitgesit het hier, en dat dit net een kerk was wat daar die inisiatief gehad het om dit te doen, en almal het bymekaar gekom. En wat amazing was, is daar was geen reën voorspel op die app, die weer app nie. En daardie aand het dit so bietjie begin reën. En die oggend het dit gereën. Ek dink ek het nogals daar dieselfde oggend of 'n paar oggende daarna het ek buite in die reën gestaan en ek het 'n video gemaak net om te sê dankie. En toe dink ek by myself, almal van ons het daar gesit en ons het so gesmeek vir reën. Ons het die Here so hard gevra, asseblief Here, antwoord ons, net U kan vir ons reën gee, gee vir ons reën. En ek weet nie, die Here het net met my gepraat en net hierdie iets in my hart geplaas van, ja, ons smeek, ons vra, maar hoeveel keer sê ons dankie? Het ons daarna weer by mekaar gekom almal om te sê dankie? Of was daar maar hier en daar iemand gewees wat net dankie gesê het? En hierdie boodskap is iets wat die Here ons mee wil tref vanoggend. Hy wil vanoggend regtig vir ons hierdie kaart voor ons neersit en hierdie flitskaart wat deur ons gedagtes moet gaan, en hy wil vir ons vra, is ons dankbaar vir dit wat hy geantwoord het, of aanvaar ons goed maar net so vanselfsprekend? As jy dink hoe die Israeliete geroep het, gesmeek het, toe hulle in slawerny was, toe hulle in die Egiptenaars se mag was, hulle het so gevra, asseblief kom haal ons daar uit, en toe het God vir Moses gestuur en hulle is uitgehaal. En ons het laasweek daarna gekyk hoe die stormwind bo hulle was en hoe die Here met 'n almagtige krag die wind gestuur het, die heelnag, die oostewind, en hy het oopgewaai die see en hulle deurgegaan. En dan lees ons hier in Eksodus 15. En ek gaan hierdie lied vir jou verkort, want alles gaan net eintlik daaroor hoe hulle dankbaar is. Hoor hierso, Eksodus 15 vers 1, dis 'n hele lang stuk, is Eksodus 15 vers 1 tot 21, so ek gaan hom vir jou kortliks opsom. Toe het Moses en die kinders van Israel hierdie lied tot eer van die Here gesing. En dit is wat hulle vir die Here gesê het. Hulle het hier gesê, ek wil sing tot eer van die Here, want hy is hoog verhewe. Die perd en sy ruiter het hy in die see gewerp. Die Here is my krag, my God, hom sal ek roem, hom verhef. Hy is my krygsman,
Hy het Farao se leermag in die see gewerp. U regterhand God is verhewe. U verpletter die vyand. U verteer die wat teen u opstaan. En u, Here, lei deur u guns u volk uit. Wie is soos u onder al die gode? Verheerlik in heiligheid. Gedig, Here, gedig is u. Die volke sidder, die volke beef, as u verskrikking op hulle val. Die Here sal regeer. En dan is hierdie gedeelte vir my waar die suster van Aaron, dit was dan nou Miriam, 'n tamboerijn gevat het. En al die vroue het uitgegaan agter haar aan met tamboeryne en koordanse. En ons lees van 'n tamboerijn, maar in die vertaling, die grondvertaling, beteken 'n tamboerijn eintlik die volgende, dat God se elmboog op die vyand afgekom het en hy die vyand verpletter het. En daaroor was hulle so bly. Hulle het singend geantwoord, sing tot eer van die Here, want hy is hoog verhewe, hy die perd met sy ruiter in die see gewerp. En hierdie lied was nie net vir daardie oomblik nie. As jy mooi gaan kyk, dan sal jy sien, hierdie lied het nie net gegaan omdat hulle deur die Rooi See was nie. Hierdie lied het gegaan oor jare waar hulle vir God gevra het help en dat God gekom het en hy het geantwoord en hulle het hom met die tamboerijn en die sang geloof en gedank. En wat vir my so kosbaar is dat Openbaring 15 sê, en hulle het die lied van Moses gesing. Nou as jy nog nie die lied van Moses gehoor het nie, gaan jy eendag daar voor die troon van God hierdie lied van Moses hoor. Jy gaan hoor hoe hulle gesing het en wat hierdie lied was. En hoor mooi sê hy, en dan sê hy, en die lied van die lam, en gesê, groot en wonderlik is die werke, Here God, almagtige, regverdig en waaragtig is u weë, o koning van die heiliges. Kan jy dink, hoe gaan ons rejoice daar voor die troon om hierdie lied te sing van die lam van God? Wat gaan jou lied wees? Wat gaan jy vir die Here sê? Dankie vir dit wat u vir my gedoen het in my lewe. Ek dink die heel eerste wat ons regtig daar die grootste gaan moet net sê is, Here, dankie dat ons die ewige lewe het as ons na die lam van God gaan kyk en ons gaan besef, maar daar's niemand anderste wat ons kon gered het nie, behalwe die lam van God. Ek dink ons gaan in daar staan, ons gaan I can only imagine, dit is waaroor daar die lied gaan, I can only imagine. En dan kom die woord, en die woord gee vir ons so reg deur die hele skrifgedeeltes, wat hy vir ons sê, wat eintlik 'n lied moet wees, wat elke dag in ons gebede moet wees, wat elke dag moet vassteek in ons. Jy weet ons, mens staan baie keer op in die oggende, dan het jy 'n liedjie wat so vassteek in jou kop, en jy kry net nie daar die liedjie uit jou kop uit nie. Jy sal wees waar jy wil wees, maar hierdie liedjie sal die hele tyd bly. En ek dink dit is wat ons meer moet bid in die oggende, dat dankbaarheid 'n lied is, 'n lofsang is, wat sal vassteek in ons, dat ons nie sal wees soos die 9 melaatses wat die genesing ontvang het, maar nie omdraai om vir die Here te sê dankie nie. Hy sê in Filippense 4 vers 6, hy sê, wees oor niks begeerd, besorg nie, bekommerd nie, maar laat jou begeertes in alles deur gebed, deur smeking met danksegging bekend word by God. En ek wil stil staan by hierdie, deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En dan sê hy, in die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. En ek het gisteraand, toe vra ek die Here, hierdie dankbaarheid en hierdie vrede, hoe gaan dit saam? En toe verduidelik die Heilige Gees my, toe sê hy vir my, Leonie, as jy dankbaar is vir wat jy het, en jy's nie selfsugtig nie, dan sal vrede in jou hart kom lê, want dan gaan jy elke keer iets het, om eerder te sê, dankie Here, dat ek dit het. En ek het sommer so gedagtes, wat ek met jou wil ruil vir oggend, en jy kan ook tydens hierdie boodskap, jou eie boodskap kry, want dit is wat so wonderlik is,
van die woord van die Here as dit uitgaan. Hy sê, en jy sal 'n woord hoor met jou oor, wat nie hierdie oor is nie. En jy sal sien wat nie met hierdie oor is nie. So jy gaan in jou eie plek daar God se stem hoor, wat hy met jou gaan praat oor dingetjies en goedjies. En dit is vir my wat kosbaar is, om altyd 'n boodskap te lewer, dat dit amazing is om te weet, maar die Here weet waartoe hy sy woord stuur. Ek moet net sy woord bring, en daai wat die woord sê, hy is die naprediker, dit sal gebeur. Hy sal, as ek vir jou 'n sin sê, dan gaan die Here kom en hy gaan meer met jou praat. En net daarvoor, kan ons hom so dankie sê. Dankie dat hy so met ons praat, dat hy so betrokke is by ons. En dan wil ek hierso, waarom moet ek dankbaar wees? Want dankbaarheid laat my onthou hoe afhanklik ek van God is. Vir hoeveel goed het ons gebid, wat ons vandag net as vanselfsprekend aanvaar. Ons moet vir God dankie sê, dat hy vir ons sorg. Dit moet daardie lied nie net van Moses wees nie, maar dit moet die lied wees, wat ons vir die lam van God sing. Ons moet onthou, wat ons uit sy hand uit ontvang het. Onthou jy, hoe jy gebid het vir jou man, hoe jy gebid het vir jou vrou, en hoe jy gevra het, dalk 'n lysie gegee het, Here, hulle moet so en so wees, en toe kom God en hy verras jou, en hy gee vir jou wat sy plan is, hy gee vir jou meer as wat jy voorgevra het. En wat doen jy vandag met daardie lewensmaat van jou? Kan jy onthou hoe jy gebid het vir jou kinders, vir God gevra het vir kinders, vir hom gevra het, Here, gee net vir my hierdie kind, Here, help net my kind met dit, wees net met my kind so, doen dit vir my kind, wat ek nie kan doen nie. En toe God dit gedoen het ons nou een keer dankie gesê, of sê ons elke keer as ons die genesing in ons kind sien, as ons die geluk in ons kind sien, die voorspoed in ons kind sien, sê ons elke keer vir God dankie daarvoor, is ons bly vir dit. Daardie werk wat jy in is. Onthou jy hoe jy gesmeek het, Here, gee net vir my dit, en dan kry ons die werk, en dan is goed nie regtig soos wat ons gedink het dit moet wees nie. Hierdie baas is nou nie hierdie ou wat heeldag loop en jam om ons mond smeer nie. En dan sit nie lekker nie. En dan begin ons weer kla, weer vir 'n ander werk. En dan die ryding van my wat buite staan, of dit 'n fiets is, of dit 'n boot is, of dit 'n kar is, of dit 'n vliegtuig is, wat dit ook al is, dit waarvoor jy vir God gevra het. Geniet jy dit? Hoe dankbaar is jy vir dit? Om net te kan sê, Here, ek het dit nie gehad nie, en U het dit vir my gegee. Jy weet, ons dink so baie keer, as ons gaan en ons kan met 'n kaart goed gaan betaal, dis my bankrekening, dis my geld. Ons sou dit nie gehad het nie, ons sou nie 'n sent op ons naam gehad het. Gaan lees mooi wat God se woord sê, as dit nie vir hom was, of deur hom was nie. En die vryheid wat hy vir ons gegee het, weet jy hoe fantasties is dit vir my om te kan sien, hoe mense uit slawerny uit vrykom. Veral in die tyd toe ek nog terapie gedoen het, jy fight so saam mense, en daai mense se wen, raak ook jou wen, dit raak ook jou rejoice, waaroor jy net so dankbaar is, oor dit wat hulle gewen het. En net Heilige Gees, wat in ons is, weet jy hoe voorreg het ons, om te kan sê, God, die Heilige Gees, bly binnekant in ons. Hoor die lied van Moses. Hoor hulle dankbaarheid. Want ek en jy was ook in slawerny. Ek en jy was ook in 'n plek waar die vyand ons baas was, waar die vyand die rules gemaak het, waar die vyand deur mense gemanipuleer het, gedomineer het, ons lewens verwoes het. Ons was ook in dit gewees, en toe kom die Here en hy gee ons vryheid. Dalk het hy nie heeltemal dit verander nie, maar hy het jou verander. Jou omstandighede het dalk nie verander nie, maar hy het jou verander. Hy het jou kom vrymaak.
Want waar die Heilige Gees is daar 'n vryheid wat niemand ooit van jou kan afwegvat nie. Wanneer ons dankbaar is, fokus ons op die seëninge in ons lewe. As ons nie dankbaar is vir wat ons het nie, begin ons fokus op dinge wat ons nie het nie, en dit begin ons ongelukkig maak. So ons begin met ander woorde, daardie ding veral wat ons by Radio Fynbos het, wat ons storie is dat ons is op soek na die mooi agter elke bos. En dan begin ons eintlik kyk, ja, die een doen dit, ja, daardie een doen dat. Maar wat van die dankbaarheid wat ons moet hê, dat daardie een tog in ons lewe is? Dat jy tog daardie gebed beantwoord gehad het. Nou daar was 'n studie gedoen, en 'n groep mense was gevra, en luister mooi, om elke dag 'n paar sinne te skryf oor die dinge wat die week met hulle gebeur het, waarvoor hulle dankbaar was. 'n ander groep moes skryf oor alles wat hulle irriteer en hulle ongelukkig maak. Ek dink daai lys was baie lank gewees. 'n derde groep moes net geskryf het bloot oor wat met hulle gebeur het. Hulle moes nie gesê dis positief nie of negatief nie. Hulle moes net gesê that's it, dit is wat met my gebeur het. So daar's 'n groep wat gesê het, hulle skryf oor dankbaarheid. Ek maak 'n lysie die week van dis waaroor ek dankbaar is, dit is dit, dit is dit, dit is dit. Die ander groep moes 'n lys geskryf het van die negatiewe. Die ander groep moes net geskryf het wat met hulle gebeur. Na 10 weke, hoor mooi, het hulle die mense ingeroep, het hulle toetse begin doen, en hulle het bevind, dat die, wat die lys gemaak het, waaroor hulle dankbaar was, hulle gemoed, hulle was baie meer optimisties, hulle lewe het geblom, hulle lewe het gefloreer, en toe, dit is op die sielkundige vlak gewees, wat hulle dit gesien het toe, en toe gaan hulle, en hulle vat hierdie persone na 'n dokter toe, en toe sien hulle, maar dat hierdie persone se gesondheid self verbeter het. En iets interessant het hulle ook gesien, dat hierdie mense, wat meer geskryf het waaroor hulle dankbaar was meer fisies, was hulle meer aktief gewees, of hulle oefeninge gedoen het, of hulle meer begin loop het, of wat ook al. So, net dit om te skryf waarvoor hulle dankbaar was, sonder iets anderste, het by hulle 'n psigotiese, 'n psigiese, met ander woorde, 'n sielkundige, en 'n fisiese en 'n geestelike gesondheid gebring. En dan weet ons dat hierdie lied van Moses en die lied van die lam 'n groot waarheid in het. Dat ons sal sê dankie meer as wat ons 'n lysie gaan hê om te skryf van die negativiteit. En dit is ook wat jy moet weet. God hou boek van die lewe. God hou nie boek van die kwaad nie. Ek en jy het lysies van die kwaad, van dit wat my irriteer, van dit wat my verpes. Ons het daardie lysies. Ons het daardie lysies van negativiteit. Nou waarvoor kan ons dankbaar wees, as ons vanoggend net vinnig kan kyk? Dalk dink jy het nie veel om voor dankbaar te wees nie. Nou kom ons begin sommer met iets wat jy niks kon aangedoen het nie. Ons begin by Jesus. Hy het jou eerste lief gehad, jy kon hom nie eerste lief hê nie. Hy het jou eerste gekies, jy kon hom nie eerste kies nie. Is jy nie so dankbaar vanoggend, dat die almagtige God by jou kom stilstaan het op 'n dag nie? Hy hoef nie dit te gedoen het nie. Hy het jou nie nodig nie, hy het niks van jou nodig nie. Maar dat hy daar kom stilstaan het, dat hy jou so lief het, dat hy sy enige gebore seun gegee het vir jou en vir my, sodat ons gered kan word, sodat ons kan besef
wat op daardie kruis gebeur het, ook in ons lewens. Ons sou sonder Jesus nie 'n kans gestaan het om by God uit te kom nie. Geloof. As dit nie vir Jesus was nie, dan sou ons ook nie die Heilige Gees gehad het, want dit is hy wat ons help om te glo. Daar staan in Hebreërs 11 vers 6, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want die wat tot God nader moet glo dat hy bestaan, en dat hy beloon die wat hom soek. Geloof, 'n groot genade, wat God skenk. Hy sê in Romeine 10:17, geloof kom uit die aanhoor, en die aanhoor kom deur die verkondiging van Christus. Met ander woorde, hy sê, as jy die woord van God nie hoor nie, dan sal jy nie kan glo nie, jy kom tot geloof deur wat jy hoor. Daai Bybel, daardie app, wat jy op jou foon het, daardie skrif wat jy van mense afkry, is jy dankie daarvoor? Is jy dankbaar? Kan jy die lied van Moses daaroor sing, die lam van God se lied sing oor dit? Wanneer iemand die boodskap van Jesus hoor, dan gebeur daar iets, daar gebeur 'n redding, daar gebeur 'n verandering. En dan God die Heilige Gees wat ons help, hy is ons Parakletos, met ander woorde, hy is die een wat vir ons intree, hy is ons helper, hy is ons God. As ons die Bybel lees, wat deur die Heilige Gees geïnspireer is dit weer hy wat hier in ons gaan, en terwyl ek vir jou bedien, dan begin hy met jou praat oor goed, hy begin vir jou sê, wat jy sommer net vanselfsprekend aanvaar het, en wat van jou naderend 'n selfsugtige en 'n lelike mens gemaak het, dat jy nie meer vir daardie goed dankie sê nie, dat jy dit nie meer koester nie, dat jy nie meer omgee vir dit nie. En dan sê hy in 2 Timoteus 3 vers 16 tot 17, en elke skrifdeel, elke skrif is deur God geïnspireer, dit is vir ons nuttig, dit is vir ons onderrig, dit is vir 'n weerlegging, 'n teregwysing, dit is 'n opvoeding, sodat die mens kan gehoorsaam raak, wat aan God behoort, dat hulle bekwaam kan word, toegerus vir elke taak. In hierdie 2 verse sien ons, wat God wil doen in ons lewe. Hy wil ons onderrig, en hy wil ons die waarheid leer. En vanoggend glo ek, hy wil ons leer, dat ons die lied van Moses moet onthou, en dat dit ook ons lied moet raak, waaruit hy ons gevat het, waaruit hy ons vrygemaak het, in soveel dankbaarheid. Sien jy wat belangrik is in God se woord? Sien jy dit raak? Sien jy dat jy in God se woord kan lees van mense wat goed deurgegaan het, wat jy deurgaan, wat vir jou antwoorde is, en dan jou lewe. Jou lewe. Sjoe, so maklik kan ons doodspreek oor ons lewe, oor ons huwelik, oor ons kinders, oor ons finansies, oor ons werk, oor ons omstandighede. Ons kan so maklik net doodspreek. In plaas daarvan enjoy ons net wat God vir ons gegee het. Die lewe is nie maanskyn en rose nie. Dis absoluut die waarheid. Jesus het dit vir ons gesê. Hy het gesê, julle gaan dit moeilik hê in hierdie lewe, maar hou goeie moed, ek het dit vir julle oorwin. Kan ons in daardie dankbaarheid dankie bly. Vanoggend, toe ek in die oggendure gebid het, toe besef ek iets. Ons almal is elke dag in iets wat voel of dit ons in 'n greep vasklem. En dit is nie lekker nie. En toe sê die Heilige Gees vir my iets. Toe sê hy vir my, want as jy daardie greep om jou voel, wat jou benoud maak, wat jou weer 'n keer laat smeek, wat jou weer 'n keer laat bid, dan hou vas jy aan my. Dan is dit die tyd wat jy aan my sal vasgryp. En hoe langer jy daar bly, hoe meer sal jy nader aan my kom, en hoe meer sal jy stywer vashou. En toe het ek net weer bedink, die lied van Moses en die lied van die lam
wat ons eendag gaan sing. En as God daardie klem wat om jou lewe is vir jou losmaak, en jy's vry, gaan jy nog steeds sy hand vat en dans saam met hom, soos wat Mirjam gedans het in koordanse. Gaan jy saam met hom dans, om sing, om loof, om prys, om sê dankie. As jy sommer daar staan en daar die koffie maak, dankie Here. As hy nog nie jou gebede beantwoord het nie, gaan jy glo wat Filippense 4 sê, dat jy jou begeertes en alles in smeking, gebed en danksegging na God toe moet bring. Nie om dit geloof te noem, om dit te neem en te claim nie, maar om afhanklik te bly. Want as ek afhanklik van my Here bly, kan ek jou garantie gee, ek gaan hom nie een oomblik los nie. En as ek hom nie een oomblik gaan los nie, gaan sy nabyheid my begin verander. En dan gaan ek besef hoe dankbaar ek kan wees, dat ek aan een kan vasklou, wat nooit verander nie. Hy staan nie op en hy is in 'n mislike by, net omdat jy nie vandag gebid het nie. Hy verander nie. Gister, vandag en môre sal hy dieselfde bly. En nou gaan jy vir my vinnig sê, maar jy's nie die Here nie, hy's die Here. Dan verstaan ons nog nie iets nie. Die oefening van die hele lewe, hoekom ons die Here in ons lewe bring. Weet jy hoekom? Sodat Christus Jesus in jou gestalte sal vind. Christus Jesus. Hy het gesê, as jy moeg en oorlaai is, kom na my toe, ek sal jou rus gee. Ek sal jou leer van nederigheid. En ek kan vir jou verseker, by Jesus sal jy 'n woord kry vanoggend, wat hy vir jou en vir my bid, en wat hy vir God sê, Vader, dankie vir Leonie, dankie, dat sy u kind en my kind mag wees. Mag hierdie woord van die lied van Moses, en die lied wat ons eendag gaan sing, voor die troon vir die Lam van God, nou al ons lewe verander, in die nou van ons lewe. En mag die Heilige Gees met elkeen van ons deel, om te besef, ons is nie so smart, soos ons dink ons is nie. Ons is genade, dis wat ons is. Genade wat beantwoord is. Genade wat aan ons verleen is. Vanoggend vir Jesus te sê, dankie, die lied van die Lam van God te kan sing en te kan sê dankie. Jesus, dankie vir u bloed vanoggend. Here, voor ek kon kies, voor ek kon vra, het u met u bloed vir my betaal. En die krag wat in u bloed is, en die vergifnis wat in u bloed is, kan en sal nooit vir my verander nie. So Here, help my om verander te word, asseblief deur u bloed. Jesus, dankie vir u liggaam. Dankie dat u liggaam vir my gebreek is, om elke swakheid, om elke krankheid, om elke siekte, elke wond wat dit veroorsaak het, te kan kom genees. Here Jesus, asseblief, in smeking en in gebed gaan ek na u toe. En ek sê vir u dankie, dat ek nie gaan bly soos wat ek is nie, maar dat ek gaan verander, soos wat u bloed vir my gevloei het, en u liggaam
vir my gebreek is. Amen.